Jesus sê vir Petrus, gaan vang vir my mense, gaan vang vir my mense, gaan vang vir my mense. Jesus sê vir Petrus, gaan vang vir my mense, gaan vang vir my mense elke dag. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met die Bybel in my hand en gebed in my hart, visvang vir Jesus elke dag. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met die Bybel in my hand en gebed in my hart, visvang vir Jesus elke dag. Vriende, goeiemôre, welkom by vanoggend se erediens. Dit was verlede week vir ons besonder om weer so 55 kinders by ons skattejagters te hê van die junior jeug, dis nou laerskoolkinders. En as dit nie vir my hulp is nie, is daar nie 'n manier wat ek daai 55 kinders kan handle nie. So vir die ouers wat my help, baie dankie. En dan het ons verlede week geleer dat, onthou julle kinders, ons het geleer, die manne het agter die ster aangeloop om die groot skat te gaan ontdek. En die groot skat was nie iets nie, dit was iemand, dit was Jesus. En toe ontdek hulle Jesus, en toe hulle Jesus ontdek, van daar af, volg ons nie meer sterre nie, maar volg ons nou vir Jesus. Nee? En dit was elke keer wat hy gesê het vir mense, as hy verby hulle loop, volg my, volg my, volg my. So ons volg nie meer sterre nie, ons volg nou vir Jesus. En elke keer as mense hom volg, dan draai Jesus om en dan sê hy, gaan vang nog mense. Maak julle nie vissers van vis nie, maar vissers van mense. En mag ons dit regtig wees, mag ons en ons kinders van 'n Bylpark met alles in ons vissers wees van mense vir die koninkryk van God. Vriende, ons gaan net so sit, dan gaan ons 'n gebed vanoggend as 'n fotum saam doen, waarin ons vir die Here gaan sê, want die begin van die erediens, die fotum is eintlik 'n manier waarin ons sê, die Here is hier, dis hoekom ons altyd daai gebed doen in die oggend, die Here is hier, ons erken hom as ons koning, en ons erken dat hy teenwoordig is, en ons maak onsself oop vanoggend vir sy werk van sy gees in ons. So, kom ons sit net so, en dan bid ons saam, en daarna gaan ons staan, en dan gaan ons sê, as ons na die natuur om ons kyk, weet ons, daar moet 'n God wees. So kom ons sit net so. Here, as ons, soos Dawid, opkyk na die berge, as ons sien hoe die see die kus streel, as ons sien hoe die bome met hulle takke na die hemel toe reik, en die voëls getrou hulle loflied sing, dan word ons harte herinner, dan moet 'n God wees. Die skepping spreek van die krag en die mag en die wysheid en die liefde. Elke sonstraal, elke blom, elke asem van die wind fluister u teenwoordigheid en u genade. Here, ons wil nie net stil wees en ons verwonder oor u nie. Ons wil ook soms opstaan en getuig wie u is.
Help ons, Here, dat ons lewe 'n getuienis sal wees van U goedheid, net soos die natuur. Dat ons woorde vol lof en ons dade vol liefde sal wees. Here, dat ons vissers van mense sal wees, deur wat ons sê en deur wat ons doen, dat ons mense sal nader trek aan U koninkryk. Mag ons soos die skepping self U glorie weerspieël. En mag ons ander inspireer om te glo dat U lewe en dat U regtig lief het. Here, U het nie net lief nie, U is liefde. En daarom vanoggend wil ons uitroep met elke sel in ons wese. Die natuur roep uit, daar moet 'n God wees, en vanoggend roep ons uit. Daar is 'n God, en Hy is ons koning. Ons wil U eer vanoggend, Here, met alles in ons. En dankie dat ons vanoggend dan mag weet dat U hier is, en dat U ons groet in die naam van God ons Vader, wat op die troon sit en regeer. Dat U ons groet in die naam van Jesus Christus, die een wat sy lewe gegee het, sodat ons kinders van God kan wees. En dat U ons vanoggend kom groet in die naam van die Heilige Gees. Die asem van God, nie net by ons nie, maar in ons. Amen. Julle kan staan. Hoë berge, diepe dale, stormwinde is die tale wat wees, daar moet 'n God wees. Wilde waters, dorre duine, plate blomme en woestyne wat skree, daar moet 'n God wees. Skepping getuig, dat die mens dom moet weet. Hy leef, alle lof, ere, waarde. Hy leef, verhef voor die aarde, verwerwe die oog, doch hoor waarom. Sagte stiltes, deur die klove, bring 'n boodskap wat beloof, daar's meer, daar moet 'n God wees. Harde stem uit, donker wolke, roep die nasies, alle volke, ek weet, daar moet 'n God wees.
Vriende, vanoggend het ons die wonderlike voorreg om weer by 'n doopbak te mag staan. En daarom wil ek Johan vir jou en vir Angelique en Louis vir jou Melissa vra of julle vir my asseblief hier voor sal kom staan. En die boeties en sissies is welkom as hulle saam met julle vorentoe wil kom. Dit is so 'n ongelooflike voorreg as ons vandag rondom hierdie doopbak mag staan. En vir ons kan dit lyk dan net nog 'n bietjie water in 'n bak, maar eintlik is dit die water 'n teken en 'n simbool van iets soveel groter. En julle moet vandag weet as ouers, julle kom maak nie die doop geldig vandag vir julle kinders nie. Die bloed van die Here Jesus aan die kruis is God se waarborg vir ons. Vanoggend kom sê die Here vir julle en vir julle kinders, ek is die God wat 'n verbond sluit met my mense. En ek is die God wat julle liefhet tot in die 1000ste geslag. Daarom is ek nie net die God van Abraham, Isak en Jakob nie, maar ook van hulle nakomelinge. As ons by hierdie doopbak staan vandag, vriende, dan sien ons God se genade. Ons sien God se liefde. Ons sien God se belofte van trou en van sorg. En dat die Here sê, ek wil met mense in 'n verhouding staan. Ek wil hê mense moet my ken en hulle moet my aanroep as Vader, Abba. So vandag by die doopbak kom sê die Here 'n paar goed. Die eerste ding wat hy vir julle kinders sê is, julle weet julle behoort aan my. En daar's niks in hierdie wêreld wat julle sal skei van my liefde nie. Vriende, die van ons wat gedoop is, ons het 'n belofte van God af ontvang. En as God 'n belofte maak, hy is die waarmaker van elke belofte. Kom sê die Here vanoggend vir jou, as jy ooit getwyfel het daaraan, vat maar weer so 'n bietjie aan jou voorkop, al het daai water al jare terug afgespoel. En onthou vanoggend, die Here het gesê, ek is jou God en ek sluit 'n verbond met jou. Ons wonder baie keer, maar moet ons nie wag dat ons kinders kan antwoord nie, en dan weet ons, die Here sê, maar of hulle nou antwoord, of nie kan antwoord nie, dis nie hulle wat met my 'n verbond sluit nie, dis ek wat met hulle 'n verbond sluit. Op 'n manier het julle as ouers dit ook gedoen. Daar was 'n dag wat julle daai klein lyfies in julle hande vasgehou het, en dit was toe jy alleen was, want jy wou nie gesien het die res van die familie sien jy is eintlik 'n softie nie, en die trane het oor jou wange gerol, en jy het daai kind so gekyk en jy het gedink, jy's actually myne. En ek sal alles in my vermoë doen om jou mamma en pappa te wees en om jou te beskerm. As ouers verstaan ons iets van om jou kind te kies voor jou kind jou kies, om hulle lief te hê voordat hulle kan antwoord daarop. Kyk, die eerste keer wat jou kind vir jou sê, ek het jou lief, ek weet nie of julle dit onthou nie, maar dit is soos iets in jou kop gegraveer, nou jy onthou dit forever and a day, en dan meld jou hart. Maar jy is lankal lief vir hulle, lankal 'n verbond met hulle gesluit, voordat hulle daai woorde kon uiter. Hierdie doopbak kom sê vir ons vandag met die water, Jesus se bloed was julle kinders skoon. En ons dink altyd as ons daai klein lyfies vashou, dis so perfek, nou, maar eintlik kom dit hulle eie sonde in die wêreld. En as hulle die terrible toeslaan, dan besef ons dit. En as hulle hier kom waar hierdie ouderdom is, dan besef ons dit nog meer. En as hulle in die hoërskool kom, dan besef ons dit nog. En as hulle uit die skool uitgaan, hulle is by universiteit, dan besef jy dit. Die sondige aard en neigings van die mens. En nou kom die Here en hy sê, ek is 'n regverdige God, want God skuif nie van wie hy is nie. Hy is gister, vandag en môre dieselfde. Selfs al het hy ons lief, bly hy wie hy is. En God sê, ek straf sonde en ek straf dit met die dood. So eintlik moes ons kinders onder God se oordeel staan, en nou by die doopbak kom sê die Here vir ons, maar hulle doen nie. Hoekom? Want hulle staan onder die bloed van Jesus. En dit was ons kinders skoon.
Derde plek bely ons by die doopbak. Ons glo dat die Gees van God in ons, maar ook in ons kinders is. En dis waarop julle antwoord om te sê, ons gaan vir hulle leer, hoe klink die stem van die Gees, ons gaan vir hulle leer die verbond wat die Here met hulle gesluit het. Ons gaan vir hulle leer, daai dag op daai foto toe jy niks verstaan het nie, het God met sy bloed, met die bloed van Jesus, sy naam op jou voorkop kom grafeer. Julle kinders se name staan klaar in Jesus se handpalm gegrafeer. Van konsepsie af. Maar vandag kom grafeer hy sy naam op hulle voorkop. Wat 'n voorreg. En vriende, daarom wil ek vandag vra dat klein Louis de Tooi vir ons asseblief vorentoe gebring sal word. Thank you for today. Thank you for this time. Thank you for this moment in my life. I give you thanks. Teach me how to live. Teach me how to love you more. Yesterday is gone, tomorrow's not yet come. Thank you for today. Nou wil ek vra dat Ilandrey vir ons ook asseblief vorentoe gebring sal word. Belofte oor jou lewe. Vandag bring ons jou na Jesus aan. 'n Klein hartjie veilig, 'n nuwe begin. Met water en liefde, met hoop en gebed. Lê ons jou lewe voor hom neer. Mag God jou beskerm, elke tree wat jy gaan. Mag sy lig altyd oor jou skyn. Ek wil vandag vir julle as ouers vra, as julle hier staan, sê julle met ons hele hart weet ons dat ons kinders met hulle eie sonde in die wêreld gekom het. En daarom vandag dat dit die Here Jesus alleen is, wat deur sy bloed hulle kom skoon was, dat hy hulle merk en seël as sy eiendom, en dat God vandag sê, ek sluit 'n verbond met julle. En dat hierdie God van Abraham, Isak en Jakob ook julle God is. In die tweede plek wil ek vandag vir julle vra, sê julle, ons beloof om vir hierdie kinders te leer, die woord van God soos ons dit het, hierdie hele Bybel, van Genesis tot Openbaring, is God se woord vir ons. Dis die Here wat hierin geskryf het, wat met sy gees asem hierin geblaas het, en wat lewe kom gee deur sy woorde, en dat ons vir hulle hieruit sal leer, en elke keer as ons hieruit sal lees, sal sê, so sê die Here. In die derde plek beloof julle dat julle nie net self hulle dit sal leer nie, maar dat julle sal toelaat dat ons saam met julle kan deel daarin. Louis en Melissa, wat is julle antwoord hierop? Johan en Angelique? Dan is dit vir my so 'n groot voorreg om vir klein Louis vanoggend te kan doop. Klein Louis de Tooi, vanoggend verstaan jy niks van hierdie water op jou kop nie. Maar dis die Here wat vir jou vanoggend kom sê, jy's myne en niks gaan jy uit my hande uitruk nie. Daarom is dit vir my so voorreg om jou vanoggend mag doop in die naam van God my Vader, wat vir jou 'n besonderse hemelse pappa sal wees.
My voorreg om jou te doop in die naam van Jesus Christus, my verlosser, wat vir jou ook aan die kruis gesterf het en vanoggend met sy bloed sy naam graveer. En is my voorreg om jou te doop in die naam van die Heilige Gees, my leidsman, wat jou ook elke tree sal lei. Here, dankie vir hierdie lyfie wat glimlag en met sy hande probeer vat. Amper asof hy sê, ek voel die genade van die Here, maar ek weet nie wat dit is nie. Mag dit nooit ophou nie, Here. Mag die vreugde wat U gee altyd in hom leef. Mag jy hulle gesin seën, Here. Mag hulle hierdie dag naby in hulle harte koester en mag hulle weet dat die Here self ons gesin gekies het. En dat ons maar net antwoord met ons roepstem. Dankie Jesus. Dankie vir vandag. Dankie vir elke oggend se genade vars en nuut. Dankie vir hierdie lyfie wat in ons familie ingekom het, wat net weer genade taal kom praat het. Seën hulle asseblief, Here, in Jesus naam. Amen. Klein Elandrey, dit is vir Tannie so groot voorreg, Elandrey van Asweging, dat die Here vandag kom sê, jy is syne. En daarom doop ek jou vanoggend in die naam van God, my Vader, wat vir jou 'n besonderse hemelse pappa sal wees. Doop jou in die naam van Jesus Christus, my leidsman, wat vir jou ook aan die kruis gesterf het, sodat jy kan weet ek is 'n kind van God. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees, wat my leidsman is, maar jou ook elke tree sal lei. Here, dankie vir hierdie lyfie wat vir ons en eintlik nie veel verstaan nie. En tog is hierdie een van die grootste dae in sy lewe. 'n Dag wat gemerk is deur die bloed van Jesus. Here, dankie vir hierdie gesin wat om hierdie doopbak staan en kan getuig dat U 'n God is van baie genade. Dat U 'n God is van 'n tweede begin. Dat U 'n God is van nuwe lewe. Dat U 'n God is wat werklik waar oorwinning gee. Ek bid in hierdie oggend, Here, mag klein Elandrey elke dag soos wat hy groot word, nader en nader aan die hart groei. Mag hulle gesin U lof besing, Here, en mag hulle deur hulle lewe getuig, Jesus is koning ook van ons. Seën hulle asseblief, Here, in die naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat, ek wil nou amper sê die een met 'n oop hand, maar nou moet julle maar piek, wie van julle, die kers wil ons se hand steek, Elandrey se is links, en dan Louis se is aan die regterkant, en julle kan vir ons kers aansteek, en dan vriende gaan ek vra, al die oupas en oumas en ooms en tannies wat hier is, kan vir ons staan, die res van ons gaan bly sit, en ons gaan ons hande uithou as 'n seënbede, waarin ons gaan sê, ons wil as gemeente julle seën. En baie mense vra altyd vir ons, is die doop soos die inseëning? Is verseker nie, hierdie is 'n volwaardige doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ons as ouers bring elke week ons kinders kerk toe, sodat hulle geseën kan word. Dis hoekom ons vir julle vra, bring julle kinders, en as ons hande uitsteek en julle seën, is dit eintlik dat ons elke week ons kinders wil seën en die wêreld wil instuur met die Here se seën. So, gaan vra die ouers moet vir ons, die grootouers en die ooms en tannies kan staan, en dan gaan ons vir hulle 'n seënbede sing. Here sien jou en voor jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here sien jou en waar
Was dit een van jou leerlinge, Peer? Dis hoekom ek altyd vir die onderwysers sê, julle moet nice wees met die kinders, julle weet nie eendag wat word hulle nie. Al was 'n juffrou wat altyd gesê het, of wel, nie altyd nie, ek was eers aan die einde van matriek agtergekom, wat my roeping is, my hele lewe deur, ek gedink ek gaan 'n rekenmeester word en baie geld maak, en toe, het die Here so 'n bietjie my planne verander, maar toe is daar 'n juffrou, toe sy dit hoor, toe sê sy vir my, jy gaan nie 'n dominee kan word nie, jy moet eerder met boeke gaan werk, want ek wou nooit redenaars doen nie. Sê sy, jy kan in elk geval nie voor mense praat nie, toe is dit so lekker, toe hulle my vra om 'n opening daar by hoërskool, dit was nog vereniging hoor, in daai stadium gewees, om daar 'n opening te doen, toe ek 'n dominee is. En toe soek ek haar op, en elke nou en dan loer ek vir haar, en dan smile ek net vir haar, en dan gaan ek weer. So, die Here het 'n lekker vir humor. As jy in die wêreld leef, moet jou lewe getuig wat jy glo. Sonder dat daar 'n woord uit jou lippe uitkom, moet mense kan sien wie die koning van jou lewe is. Mense moet in jou optrede en hoe jy en hoe jy jou kinders hanteer en hoe jy in jou huwelik is. Dis 'n moeilike een soms. Hoe ons optree as ons met mense werk van wie ons minder hou en hoe ons optree as ouens voor ons indraai wat eintlik nie daar kan indraai nie, dan word ons lewe sonder woorde die getuienis van in wie ons glo. Nou wil ek vanoggend vir 'n oomblik hê, ons moet tog ook met ons mond bely, want partykeer kry ons die kans om te kan sê wat ons glo. En dan lyk ons amper, ons het begin met 'n liedjie Visvang vir Jesus, dan lyk ons partykeer amper soos visse op droë grond as ons die kans kry. Het julle dit al gesien? As iemand vra wat glo jy? Dan sit amper, ek is nou te bang met die ding, as hy nou so druk dan. Dankie Ilse, hoor, ek weet nou nie, kom ons draai, dankie. Moet ek my agter sit, dan maak hy nie kontak nie. Dankie. So dan lyk ons soos visse op droë grond, want ons weet nie wat om te sê nie. So ek wil vandag vir jou sê, oefen op die mense vir wie jy lief is. Partykeer is dit die ouens se harts op ons, miskien moet jy eerder nie op hulle oefen nie, né? Maar ten minste, dis die ouens wat ons saam met ons huis toe gaan en hulle is lief vir ons. Volgende hê, julle kan daai volgende skyfie vir my opsit. Wat glo jy oor God? Sê gou vir die een langs jou, wie is God vir jou? En as jy nie seker is nie, krip nou soos op die bord. Maar jy kan ook uit jou hart uit, net volgende deel, wie is God vir jou? Sê gou vir mekaar, wat glo jy oor God, die Vader? Ek sien nou die visse. As jy iewers is en iemand vra vir jou, wie is hierdie Jesus? Want julle weet, nou die interessante is, ek kom so nou en dan mense te wat regtig nie weet wie Jesus is nie. Ek kan dit nie kop nie, ek verstaan dit nie. Hoe weet jy nie in Suid-Afrika wie Jesus is nie? En daar is mense. Daar's kindertjies in die skool wat nie kan sê wie Jesus is nie. En dan is dit nie so verregaande, dat toe die disippels Jesus moet antwoord oor wie sê die mense is ek, dat hulle maar net dink hy's 'n groot profeet nie. Want party kinders dink dit ook. Hulle dink hy's soos 'n dominee. Wie is Jesus vir jou? Deel gou met mekaar. Kripnotes op die bord. Praat. Die wêreld vra, julle praat van die gees van God. Wie is dit? En wat sal jy antwoord? Sê gou vir mekaar.
Vriende, ons het nodig om te weet wat ons glo. En ons het nodig om dit te kan sê met ons lippe. Ons leef in 'n wêreld waar ons moet lewe en getuig, maar waar ons ook moet praat en getuig. En wil jy nie volgens saam my staan en sê, dis wat ek glo, en glo in God die Vader, ek glo in sy Seun Jesus Christus, en ek glo in die Heilige Gees. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Ons ewige Vader, Skepper van die heelal, God almagtig, deur die Heilige Gees het Christus vlees geword, Jesus ons redder. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie-een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Regter wat ons verdedig, gekruisig en gely, vergifnis is in U. In duister neergedaal, in glorie opgestaan, vir ewig op die troon. Ek glo in ewige lewe, die geboorte uit die maag, die gemeente van die heiliges en in die heilige kerk. Ek glo in sy opstanding, wanneer Jesus terug sal kom. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in U. Ek glo U opgestaan. Ek glo Jesus Christus is die Heer. Ek glo in U. Ek glo U opgestaan. Ek glo Jesus Christus is die Heer. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie-een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. O ja, ek glo in die naam van Jesus. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Julle kan maar sê dankie en dan gaan ons oopmaak. Ons is besig in die gemeente met die boek Rigters. Ons het verlede week uit Rigters 8 uitgepreek, vanoggend Rigters 9.
As jy 'n Bybel hier het, kan jy oopmaak. Ons gaan soos verlede week 'n paar verse lees. En dan dat die Here deur sy Gees met ons besig is en dan sal ons weer 'n klompie verse lees. Vriende, interessant genoeg is Rigters 9 een van die donkerste hoofstukke wat daar in Rigters is. Elke keer in Rigters hoor ons dat die volk droog maak, dan kies God iemand om as rigter op te tree en om die volk te rig, te lei, sodat hulle kan tot inkeer kom, dat hulle weer nader aan God kan kom. In Rigters 9 lees ons dat God nie hierdie rigter gekies het nie. En dat hy ook nie mense rig dat hulle lewe nader aan God kom nie, maar dat dit wat hy van hulle vra eintlik maak dat hulle verder van God afgaan. Rigters 9. Ek het die teks al gelees, maar ek was seker net op 'n ander plek in my lewe gewees, maar Rigters 9 was vir my amazing hoe ek weer ontdek het op vrae wat ek eintlik al baie gevra het en nie 'n antwoord op gehad het nie. Het jy al vrae gehad oor mense wat sekere leierskapsrolle het? En of God hulle daar gesit het? Is die regering van ons dag deur God gekies en daar gesit? Het dit al gebeur dat jy in 'n maatskappy kom en dan sit hierdie ongelooflike maatskappy met hierdie mooi visie en missie en hulle sê eintlik ons dien die Here deur ons lewe en dan kyk jy wie is die CEO en dan dink jy, hoe het jy daar gekom? Sien ons dit nie by skool baie keer, dat leiers in die skool, en dan praat ek op alle vlakke van die hoof se kantoor, tot die juffrou, want as die juffrou en meneer as jy geweet het, julle is leiers vir die Here in die skool nie, dan ontdek julle nou vandag 'n golden nugget. Tot die leiers wat gekies word in die skool. Die kinders. Leiers by besighede, by skole, by die samelewing, in organisasies, het jy al partykeer gevra, Here, het U regtig hierdie ou aangestel om hier te wees? Ek het al baie gewonder oor sulke goed partykeer. En elke keer wat mens wonder, wil mense jou terugvat waantoe, Romeine 13. Want Romeine 13 vers 1 sê, laat elke mens hom onderwerp aan die mag wat oor hom gestel is, want daar's geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel. En wat doen daai een vers? Hy sit jou op mute en pause. Want as dit mos nou is wat die Here sê, is dit wat die Here sê. As die Here dan nou sê, hy het almal aangestel wat in magsposisies is, dan is dit mos nou wat God sê. So, dan kan ek mos nie meer die vrae vra nie. Dan kan ek mos nie meer wonder nie. Baie keer word hierdie vers, Romeine 13 vers 1, ook gebruik sodat mense hulle mag kan misbruik. Want ek sit hier en jy is mos nou Christen en die Here sê, as jy 'n Christen is, moet jy my volg. En jy moet luister. Stel die Here leiers aan, verseker. Maar gebeur dit dat daar leiers kom wat God nie aangestel het nie en tog nog steeds 'n leier is? Kom ek maak die vraag bietjie makliker. Het die Here Hitler aangestel sodat hy die Jode moet haat en doodmaak? Want die interessante is dat in dis nou bietjie way back then, 33, was daar 'n pastoor, Joachim Hossenfelder. En in een van die groot kerke van Berlyn, nadat Hitler aangestel is, wat gebeur?
preek hy uit Romeine 13 vers 1. En hy sê, elke gesag wat aangestel is, kom van die Here af. Julle moet Hitler gehoorsaam. En in die kerk hang daar wat? Vlae van die nazi's, en baniere van die nazi's groet jou as jy by die kerk instap. En die kerk word 'n organisasie wat mense aanhang. Ons hoor dit baie keer in die kerk op hierdie stadium, in ons eie kerk, NG Kerk, hoor ons teks en konteks. Lees elke versie in sy konteks. En is waar. Kom ek verduidelik dit gou vir julle, want ek dink julle lees baie keer goed in die koerant en hoor goed op die radio, en dan weet julle nie eintlik wat sê die mense nie. Die teks is Romeine 13 vers 1, wat sê, dat die wat daar is deur die Here ingestel. Wat is die konteks? Die konteks is die hele Romeine brief. Jy moet lees van Romeine 1 tot Romeine 16. En vra, wat sê die Here alles in hierdie hele boek vir ons? Vir wie het God geskryf? Vir wie wil die Here mee praat? Wat was die omstandighede waarby hy is? Dis die konteks. So teks is nie los van konteks nie, maar konteks is ook nie los van die Bybel in geheel nie. En daai deel los die kerk gerieflik uit. Hulle sal sê, teks, konteks, maar hulle vergeet dat dit deel is van God se woord. Soos hy Tannie gesê het, van Genesis tot Openbaring. En daarom moet ons vra, as ons iets lees, en dit lyk vir ons vreemd en snaaks, en ons verstaan dit nie, wat sê die Here in die geheel van sy woord vir ons? Julle het nou baie gelees van die Dopperkerk en die vrou in die amp, né? En nou is daar een teks, en ek het al daaroor gepreek, so gaan dit nie vandag doen nie, maar nou is daar een teks in Korintiërs 14 wat sê, die vrou moet stil bly. Dit staan daar, dis die teks. Wat is die konteks? Met ander woorde, gaan lees nou 1 Korintiërs 13, gaan lees 1 Korintiërs 14, gaan lees 1 Korintiërs 15, eintlik die hele boek Korintiërs, maar as jy nou lei is, doen nou ten minste net die hoofstuk voor dit en na dit. En dan kom jy agter, dit gaan oor die orde binne die gemeente. En dan gaan julle dit nou regtig nie glo nie. Dan sê die Here in daai konteks, net 'n paar verse voor hy sê die vrou moet stil bly, staan daar, as jy in tale kan praat, met ander woorde jy het die gawe gekry om in tale te kan praat, en daar's nie iemand in die gemeente om dit uit te lê nie, moet jy wat doen? Stil bly. So toe sê die Here vir die mans, die vrouens, die kinders, almal, as jy 'n gawe het om in tale te praat, maar daar's nie iemand in die gemeente wat dit kan uitlê nie, bly jy stil. Hoekom? Want dit gaan oor die orde van die gemeente en die orde van die diens. Julle gaan dit ook nie glo nie. Net 'n gedeelte daarna staan daar toe nou wraggies ook, mans moet stil bly. As die Here vir iemand iets sê, om in die erediens te sê, dan moet die prediker opstaan, die prediker was in daai tyd die man, en dan moet hy stil bly, sodat God se woord gegee kan word vir die gemeente, sodat daar orde kan wees. So verstaan julle teks, dan lees jy konteks, so wat staan voor dit, wat staan na dit. So as ons nou net daai een versies lees, dan beteken dit niemand sê iets in die kerk nie, dan sit ons almal hier vir mekaar en kyk vir 'n uur en sê, okay, tata, gaan oor die orde van die diens. Maar dan is daar 'n groter geheel. Met ander woorde, wat sê die Here in sy woord oor vrouens in die kerk? En dan lees ons in die Ou Testament, die Here kies profeteste. Lees ons in die Nuwe Testament, die Here sê Priscilla en Aquila, en dan kies die Here nog om die vrou se naam voor die man se te sit. So daar's ander voorbeelde waar die Here tog die vrouens gekies het. Verstaan julle nou teks, konteks, geheel. Nou, Romeine, werd niks anders nie. Die teks sê, God het alle gesag ingestel, maar dan lees ons die konteks waarin die Here eintlik met hulle praat oor die regering wat hy aangestel het en die volk wat op daai stadium opstandig geraak het daaroor. En wat sê die Here in sy groter woord? Het die Here iewers anders in die Bybel gesê dat mense leiers geword het wat hy nie aangestel het nie? Ja.
Hosea 8 vers 4 sê die Here, hulle het hulle eie konings aangestel sonder my goedkeuring. Hulle het leiers aangestel wat ek nie erken nie. Mense het ouens aangestel. En dit was nie ek wat hulle aangestel het nie, sê die Here. Handelinge 5 vers 27 tot 29. Dan sê hulle vir Petrus, julle moet gehoorsaam wees, onthou julle? Die Here het mos nou hierdie leiers aangestel, wat sê Petrus vir hulle? Ek sal gehoorsaam wees aan die Here voordat ek gehoorsaam is aan mense. So as jy in 'n leiersposisie is, en dit wat jy vra en doen, is in lyn met God se woord, dan sê die Here, wees gehoorsaam. Maar wanneer dit nie in lyn met God se woord is nie, dan doen ons dit nie. En dan kan ouens maar Romeine 13 vir jou op 16 papiertjies skryf. Want daar's ander gedeeltes waar die Here oor en oor vir ons sê, dat ons sy gebooie moet nakom. Nou lees ons Rigters 9. Abimelek word nie deur God geroep nie, hy kies homself. Hoofstuk 9 vers 1. Abimelek, die seun van Jerubbaal, het na Sichem toe gegaan, na sy ma se mense toe, en vir hulle en vir die hele familie gesê, vra vir al die leiers van Sichem, is dit beter as al 70 seuns van Jerubbaal oor julle regeer, of as net een oor julle regeer? Julle weet goed, ek is een van julle. Abimelek se familie het dit vir die burgers van Sichem gevra, en hulle was bereid om vir Abimelek te aanvaar, want het hulle gesê, hoekom? Want die Here het hom gekies, want hy is 'n goeie leier, nee, want hy is een van ons. Wie hulle wanneer byt leiers jou, as hulle net een van jou is, en hulle is nie daar met die Here hulle daar gestel het nie. Hulle het vir hom so wat 1 kilogram silwer uit Baal, Berit se tempel gegee, en daarmee het Abimelek vir hom leegleiers gehuur om sy volgelinge te wees. Hy is na sy pa se huis toe in Ofra, en daar het hy sy broers, die 70 seuns van Jerubbaal, almal op een klip doodgemaak. Net Jotam, die jongste seun van Jerubbaal, het oorgebly, want hy het weggekruip. Abimelek sê, ek wil koning wees. En ek sal alles doen om koning te wees. Die Here kies hom nie. En interessant genoeg, beteken Abimelek se naam, my vader is koning. Dink julle nie die Here het geweet wat in daai ouetjie se kop aangaan nie? Al van konsepsie af. Elke keer as sy ma hom roep, Abimelek, dan sê sy eintlik vir hom, onthou, jou pa is die koning, en nie jou aardse pa nie, die hemelse een. Elke keer wat Abimelek sy naam in die klas hoor, herinner God hom, ek is koning. Maar elke keer beklei Abimelek daarteen, want nee, ek wil koning wees. So die Here bly hom herinner, daar is net een koning. Selfs in sy naam sê die Here dit vir hom, jou vader is koning. Maar Abimelek sê, nou wys. Ek gaan die leier wees. En wat doen Abimelek? Hy gaan na sy ma se familie toe. En hy sê vir hulle, julle moet nou vir my stem. Want onthou, ek is vlees en bloed van julle, ek is een van julle, ek is julle familie. En bloed is dikker as water. So kies my. Klink dit nie baie keer vir jou bietjie bekend nie? Klink dit nie bekend oor hoe die regering soms die regering word nie? Ek is mos een van julle, kies my. My vraag was, het die Here regtig die regering van ons dag as die leiers aangestel, of was hulle soos Abimelek? Moeilike vraag om te vra. Het die Here regtig die leiers van die NG Kerk gekies? Of het hulle agteraf gekookus en die hele tyd vir mekaar gesê, okay, wil julle nou hê, daai 3 moet die leiers wees, of gaan ons? Onthou, ons kom almal uit die Kaap uit. Ons het deel aan mekaar. Julle weet die Kaapenaars is weird mense.
As jy van Gauteng afkom, kom jy nie deel van hulle nie. Ons is familie van mekaar. Kom ons stem vir mekaar. Hierdie kan my seker in die moeilikheid kry, maar ek het nogal hierdie week gevra, is die ouens wat in die regering op die troon sit, en die ouens wat in die NG Kerk op die troon sit, is hulle daar met die Here hulle gekies het, of is hulle daar met hulle naam Abimelek is? En dit kan ons vra op enige ander plek. Die besigheid waar jy is, die skool waar jy is, het die onderwysers daar gekom, want ons sorg maar vir mekaar. Die juffrou se man moet ook inkom, en die meneer se vrou moet ook inkom, en later lyk dit soos 'n family business by die skool. In plaas van dat ons regtig met die CV sit en bid en vra, Here, wie is dit wat U hier wil aangestel hê? Sorg ons mekaar agteraf. En dis moeilike vrae, vriende, maar dis vrae wat ons in die kerk moet vra vir mekaar, want as ons klomp wat hier is, nie anders in die wêreld is nie, en deel word van die korrupsie van die wêreld, dan gaan ons dieselfde pad loop as die volk en rigters, die Here gaan ons straf. So hoekom mense waar hulle is dit dat die Here hulle aangestel het, want die Here het ook besluit in sekere tekste dat hy onheilige konings aanstel omdat hy die volk wil straf, dit is ook so. Maar die vraag is nie so eenvoudig om te sê, Romeine 13 sê, alle leiers is deur die Here daar gestel nie, want Rigters 9 is baie duidelik, dis nie altyd so nie. En nou is die vraag, luister hulle vir hom? Hulle doen, hulle sê, ja man, kom ons kry hierdie ou van ons family, want as ons hierdie ou van ons family kry ons miskien agteraf ietsie by. Bietjie dividende. Dan kry ons die kontrak, dan eet ons van die paai, so kom ons kies hom. En dis wat gebeur. En dan bring hulle wat vir Abimelek? 1 kilogram silwer uit Baal-Berit se tempel. Wie's Baal-Berit? Baal is die afgod van voorspoed en mag. En Berit is 'n verbond of 'n ooreenkoms. So daai verbond wat die Here met hulle gehad het, los hulle en hy gaan sluit, Abimelek gaan sluit 'n verbond met 'n afgod sodat hy die mag kan hê. Baal-Berit se tempel was 'n politieke en 'n ekonomiese magsplek. Dit was die bank waar die mense betaal is. En dis mos nou lekker as die geld die einde van die maand in my rekening inkom. Dis die plek wat Abimelek se magsgreep gefinansier het. Maar as ek vir jou geld gee, wat vra ek van jou? Loyaliteit. Jy het gesê, jy is een van ons, nou gee ek vir jou iets terug, maar nou moet jy loyaal wees aan my. En wat sê die Here? Jy kan nie twee gode saam aanbid nie. Jy kan nie Baal, jy kan nie Mammon, jy kan nie Baal nie, jy kan nie maak maar ander gode se name ook. Jy kan nie hulle en my aanbid nie. So wat kies Abimelek? Hy kies om 'n verbond te sluit met Baal. Vriende, dit is so hartseer, want die volk vergeet van die God wat met hulle 'n verbond gesluit het. En weet jy wat, dit is nie anders nie. Ons luister nou goed in die Bybel en dink ons is anders. Dit is nie. Die Here het vanoggend 'n verbond met hierdie twee kinders gesluit. Die Here het met my en jou 'n verbond gesluit by die doopbak. Vergeet ons dit soos hierdie mense? Of leef ons elke dag vanuit die verbond wat die Here met ons gesluit het? Of maak ons soos Abimelek en ons sê, ek gaan 'n verbond met 'n ander God sluit sodat ek mag kan hê? En dan wat doen hy? Dan gaan maak hy 70 van sy broers dood. Sodat hy die koning kan wees. En ouens wat baie keer op die troon sit en hulle word 'n ander loyaliteit voorgevra, maak miskien nie letterlik mense dood nie, maar baie keer
op ander vlakke. Ek sorg dat jy die stelsel uitkom. Ek sorg dat jy nie meer deel is van hierdie goed nie, want ek wil nie hê jy moet hier wees nie, want ek weet jy gaan die lig spreek. Die wonderlike is, Rigters 9 sê, God sal altyd seëvier. So die Here sê, jy kan 70 doodmaak, maar weet jy wat, daar gaan een oorbly, en hy gaan op die berg staan en hy sal uitroep. Is dit nie wat die Here sê nie, die waarheid sal van die dakke afkom. Iewers sal dit ontbloot word. Want God se waarheid seëvier altyd. Die waarheid het klein voetjies, hy loop stadig. Maar dis amper soos daai storie van die skilpad en die haas. Hy wen altyd. En ons moet dit onthou. Wat sê Edmund Burke, en dis een van die goed wat ons moet hoor, want wat hier gebeur, is presies wat baie keer in die wêreld gebeur. Ons sien 'n bose ding, en dan bly ons stil. Hier word agteraf goed gebeur, 'n leier, 'n koning word op die troon gesit, die volk sien dit, maar hulle sê niks. Hulle bly stil. Wat sê Edmund Burke? The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Dat boosheid in die wêreld toegeneem het, dat boosheid in die kerk toegeneem het, is omdat ons niks sê nie. Want ons wil maar net die vrede bewaar. Die feit dat die wêreld is waar hy is, die feit dat die kerk is waar hy is, die feit dat 'n klomp goed in besighede is waar dit is omdat God se kinders net silent geword het en nie meer die waarheid spreek nie. Nie meer opstaan vir wat reg is nie. En ek weet dit vat guts. As die volk opgestaan het die verhaal anders gelyk. Weet julle hoeveel mense sterf in Rigters 9 onnodig? Net omdat hulle nie luister na die Here nie. Abimelek word koning. Een van die kommentare het dit so mooi gesê. Hy het gesê, hy word gekroon deur sy ambisie, befonds deur afgoderry, gedryf deur geweld en gedra met mense sonder karakter. Want wie volg hom? Die leegleiers, nie die goeie leiers nie. Jy kan kyk, die ouens wat die Here daar gestel het ouens van inbors wat agter hulle aanloop. Maar die ouens wat op die troon sit, omdat hulle self gekies het leegleiers wat hulle volg. En vriende, daarom moet ek en jy maar die moeilike vrae vra as ons in die wêreld is. En ons moet vra, Here, is daar iewers iets waarvoor ek moet opstaan vir wat reg is? Want anders word ek soos die volk, wat maar net Abimelek op sy troon los. En 70 boeties sterf. Maar Jotam staan op, want hy is die enigste een wat oorleef het, want hy het weggekruip, die Here het hom beskerm. En dan sê Jotam, van Gerisenberg af, vers 8, die bome het op 'n dag gegaan om vir hulle koning te salf. Hulle het vir die olyfboom gesê, wees koning oor ons, maar die olyfboom het vir hulle gesê, moet ek my olie prys gee, waarmee ek eer betoon aan die gode en mense, moet ek tussen die bome gaan ronddwaal? Toe sê die bome vir die vyeboom, kom wees jy koning oor ons, maar die vyeboom het gesê, moet ek my lekker soet vrugte prys gee, en tussen die bome ronddwaal? Toe sê die bome vir die wingerdstok, kom wees jy koning oor ons, maar die wingerdstok sê vir hulle, moet ek my wyn prys gee, en my wyn wat gode en mense bly maak, moet ek hulle tussen die bome dan net laat ronddwaal? Toe sê die bome vir die doringbos, kom wees jy koning oor ons, en die doringbos het gesê, as julle my salf sodat ek koning kan wees, moet julle almal in my skaduwee kom skuil, en as julle dit nie doen nie, sal daar 'n vuur uitgaan uit die doringbos uit, en dit sal die seders van Libanon verteer. Vriende, dit is so belangrik, dat wanneer hy staan op Gerisenberg, want Gerisenberg was die berg wat God gekies het, en Deuteronomium het gesê, dis die berg waar my seun van af gaan kom, en die Ebenberg is die berg waar uit sy vloek sal kom. Dan stuur die Here een van sy kinders, nou stuur God iemand. En hy sê, gaan staan op die berg waar ek mense wou seën, en gee vir hulle nog 'n kans.
As ek en jy deel was van daai groep, staan die Here vanoggend op die berg en hy gee vir ons nog 'n kans. Bekeer julle, draai om, doen wat reg is in die oë van die Here. En dan vertel hy die storie vir hulle, hy sê die bome soek 'n koning, en dan kom hulle by die olyfboom, en dan sê die olyfboom nee. Hoekom? Want die olyfboom het geweet wat sy roeping in die wêreld is. Die olyfboom het geweet, ek gaan nie die koning wees nie, ek gaan die olie wees wat die koning salf. So is die olie belangrik? Natuurlik, dit salf die koning. En daarom sê die olyfboom, weet jy wat, ek worry nie om die koning te wees nie, want ek wil doen wat die Here my geroep het om te doen. Ek wil olie gaan wees. Ek wil gaan salf. Die vyeboom kom, en hy sê, ek gaan ook hier, want ek gaan nie my vrugte parys gee nie. Elke keer as daar feesvieringe by die koning se tafel is, dan gaan hulle na my boom toe en hulle pluk die beste vrugte en hulle bring dit en die mense vier fees en hulle eet van hierdie vrugte en hulle sing van God wat voorsien. En elke eerste van my vrugte word wat? Word 'n offer vir die Here. Hy sê, ek wil nie 'n koning wees nie, want weet jy wat, ek is nie die koning wat die Here aangestel het nie. Ek is die vrugte op die koning se tafel. Die wingerdstok sê, ek wil nie koning wees nie, want ek gee wyn, so ek maak mense plesierig. Ek gee die vreugde by die koning se tafel. Ek is nie die koning nie, ek is die een wat die wingerdstok is, wat die vreugde bring. As die ou doringboom toe nou maar net wil doen soos die ander, maar nee. Ek wil die koning wees. En weet jy wat? As julle sê, julle salf my, dan kom sit julle hier onder my takke en behoed jou as jy nou onder my tak uitloop. Het julle al gesien, vra vir die boere op die plase en plotte, wat gebeur as 'n doringboom vlam vat? Wintersport. Ken julle boere se wintersport? Almal wat hulle koppe skud weet. Dis as jy die brandkarre uithaal, né? Leiers wat daar sit en nie deur God aangestel is nie, sal almal wat onder hulle sit uiteindelik vernietig om bo te bly. En ek sien dit in die kerk. Ek sien hoe hulle ouens uit hulle plek uithaal wat die Here aangestel het, want dit raak 'n bedreiging. Want nou is ek nie meer die koning nie, en jy het nou onder my boom kom uitskuif, want jy sit onder die boom van die lewe. Daar sekere leiers onder wie se boom ek in die NG Kerk nie sal sit nie, en ek gaan ook nie saam hulle wyn drink daar nie. Of van die vrugte eet nie. En dan raak hulle kwaad, en dan sê hulle, dan sal ek jou vernietig en ek sal vir jou brand, maar jy sal nie onder my boom uit nie, maar ek is onder die boom van die lewe. So leiers wat nie deur die Here aangestel word nie, sal later die gepepel of die leegleers of die swakkelinge wat hulle volg, altyd vernietig. Jy kan dit maar gaan kyk. 'n Leier wat nie deur die Here aangestel het nie, sal altyd agteraf goed doen sodat hy die koning kan bly, en hy sal almal toesteek wat onder sy boom sit. Ken julle sulke leiers? Ken julle sulke baase? Ken julle sulke onderwysers? En ek lees Rigters 9, en nie vir een oomblik glo ek dat God hulle almal aangestel het om daar te sit nie. Daar's net een koning en is God. En die doringboom mis dit. En dan, ek gaan dit nie lees vandag nie, julle moet gaan lees, vers 22 tot 49, maar wat gebeur in daai tekste? Dit is die doringboom wat almal wat onder hom kom sit het verbrand. Almal maak hy dood, hy vernietig almal. Want hy's insecure, want hy weet God het hom nie aangestel nie. En dan, vers 22, ek wil net 2 verse lees.
Abimelek het 3 jaar lank oor Israel regeer en toe het God vyandskap laat kom tussen Abimelek en die burgers van Sichem en hulle teen hom in opstand laat kom. God het dit oor Abimelek gebring oor die onreg wat hy sy broers, die 70 seuns van Jerubbaal aangedoen het toe hy hulle vermoor het. God wou hulle doodwreek en hy het die dinge oor die burgers van Sichem gebring omdat hulle vir Abimelek gehelp het om sy broers te vermoor. Die Here straf Abimelek en hy straf almal wat onder die boom sit. Hy sê nou los ek julle. Laat Abimelek met julle doen wat hy wil. Laat die bos julle dan nou maar brand, want julle wil nie onder die boom van die lewe kom sit nie. Vriende, dan gebeur die weirdste ding. Daar's weer 'n geveg en dan lees ons vers 52. Abimelek het by die toring gekom en hy wou dit bestorm, maar toe hy by die deur van die toring kom om dit aan die brand te steek, weer eens wil die doringbos die goed laat uitbrand, het 'n vrou 'n maalklip op sy kop gegooi en sy kopbeen verbrysel. Toe roep hy sy wapendraer en sê, trek jou swaard, maak my dood. Hulle moenie kan sê, 'n vrou het my dood gemaak nie. Die Here kies die mees onwaarskynlikste, 'n gewone vrou met 'n klip, om 'n einde te maak aan 'n man wat hy nie as koning gekies het nie. Ek wil vandag vir julle sê, ons moet ophou soos die wêreld wees. En as jy in 'n leierskring sit, moet jy opstaan vir wat reg is. Anders is jy een van daai mense wat maar net stil bly en sê, ja, dis een van die family, kom ons doen dit vir die pigs, maar daai pigs gaan jou brand. Hoor vir my vandag mooi. Die Here soek leiers wat sal opstaan, sodat ons kan doen wat die Here van ons vra. God slymer nie en hy slaap nie. En die een ding wat ek toe net weer ontdek het, weer eens, sê dit oor en oor, God sit op die troon en hy is die koning. Daarom skrik hy vir geen mens wat op 'n mensgemaakte troon sit nie. En interessant genoeg, almal wat die Here nog gekies het om leiers te wees, het hy gekies om te dien. Gaan dien. As God jou aangestel het om 'n leier te wees, gaan dien. En as jy op 'n beheerliggaam van 'n skool sit en daar's onreg, kan jy nie stil bly nie, jy moet opstaan. As jy op 'n raadsvergadering sit, saam met die CEO, kan jy nie stil bly as hy iets sê wat verkeerd is nie. Want uiteindelik het die Here gesê, ek wreek my op julle wat ook stil gebly het. Ek het genoeg van my kinders oral gesit om elke keer op te staan, maar niemand het dit gedoen nie. En toe vernietig Abimelek almal. Vanoggend, Niels, weet ek het die Here jou by die ASM gesit, want jy het genoeg guts om op te staan en te sê nee. Maar jy moet dit vanoggend weer hoor. Jy kan nie stil bly nie. Ons kan nie stil bly nie. En ek weet een ding verseker, nie elke leier op 'n troon is deur God daar gesit nie. Maar al hoe ons dit gaan weet is as ons in die Gees leef. Amen. Here, dankie dat U ons vanoggend geroep het om Rigters 9 te hoor. Here, miskien worstel ons al vir jare met vrae oor mense wat in leierskapsposisies sit en ons kan nie verstaan dat Romeine 13 sê dat God hulle daar gesit het nie. Hier sit mense vandag in hierdie kerk, Here, wat ek weet met my hele hart weet, ek moet in die besigheid daar sit. Hier sit onderwysers, Here, wat weet, ek moes die een gewees het, wat die departementshoof is. Ek moes hierdie gewees het, maar dit het net by my verbygegaan, want ons is mos familie, want ons is mos deel van mekaar, en kom ons sorg vir mekaar. Mag almal wat vandag hier sit en onreg aangedoen is, vandag hoor, die onreg het nie by God verbygegaan nie. En alles lê oop voor God.
Here, hier sit mense wat by ons dorp se besigheidsraad is. Mag U hulle monde oopmaak vir wat verkeerd is in Vanderbijl. Hier sit mense wat deel is van skoolrade. Hier sit mense, Here, wat deel is van hospitale. Hier sit mense wat deel is van ons skole. Hier sit mense wat deel is van die staatsdepartement, van polisiestasies. En iewers het ons begin dink, wel die Here het hulle seker maar aangestel en ons is nou maar net deel van die verloor-team. Mag ons vandag anders hoor. Al is ons die enigste een soos Jotam wat opstaan en sê, so sê die Here. En mense waarsku, sodat hulle nie onder die doringboom sit en vernietig word nie. Here, ons wil nie soos Abimelek wees nie. Ons wil nie die leer klim ten koste van nie. Help ons dien asseblief, Here. Help ons as ons leiers is, sodat ons nie net teks en konteks nie, maar ook die hele skrif sal uitlê. Want so sê die Here. Amen. Vriende, kom ons dien die Here met ons dankoffers. Vriende, julle het afkondigings by die deur gekry. Asseblief kyk na die name op die gebedslys en dan wil ons ook net ons simpatie betoon aan Esmerie Roots en haar familie met die verlies van haar moeder, Tannie Esther Strydom, wie se diens ons ook hierdie week alreeds gehad het. Dan vriende, die finale jaars is asseblief na die diens hier in die kerk saam met Niels en dan 5:00 vanmiddag is die jeug in die saal, dis nou die senior jeug wat saam met Niels is. 5:00 vanmiddag het ons Bybelskool, so ek sien vir julle by die Bybelskool, ek sien party is dan opgewonde en as jy nie deel is van die Bybelskool, jy wil deel word, asseblief kom vanaand, dis van 5 tot 7 hier by die kerk in die konsistorie. Dan as die nuwe intrekkers is wat wil deel word van ons gemeente, die nuwe intrekker sessie is vanoggend in die konsistorie direk na die erediens, sal ek julle daar kry. En dan vriende wil die manne is woensdagoggend 5:00, die skool het begin, so alles is weer volstoom aan die gang. Ons gryse jeugbestuur moet asseblief onthou van ons vergadering. En dan wil ek net kyk, is daar nog iets? Cupcakes en vat oggend in die saal en dan weer die 15de Februarie. Volgende week is dit ons belydenis van geloof aflegging. So dit gaan 'n lekker vol diens wees met al die kinders en hulle gesinne. So ons het ook gereël vir die livestreaming dat dit volgende week reg sal wees of Niels het gereël daarvoor. Maar volgende week is dan die belydenis en dan die week daarna, dis nou die week van Valentynsnaweek, né? Die 14de, 15de. Die 15de, 14de gaan Willem Barnors die oggend 'n tydjie spandeer saam met ons kerkraad. So ons wil vir julle vra dat julle asseblief voorbereiding sal doen daarvoor, dat die Here wanneer ons as kerkraad bymekaar is vir ons regtig sal gebruik, dat hy vir ons sal wys as daar nuwe goed is wat in die gemeente maar so 'n bietjie die visie en missie en wat die goed is, maar dat ons God se visie en missie het. En dan preek Willem Barnors van Moreletta gemeente daai Sondag hier in die kerk ook. So julle is regtig welkom om by te woon. Asseblief kom, bring julle pelle, maak die banke vol en ons bid dat die Here dit 'n baie geseënde naweek sal maak vir ons gemeente en ook vir die ouens wat ons glo die Here gekies het binne in ons kerk om leierskap te toon. Vriende, ons gaan staan en sê, laat U wil geskied, Here. En wanneer U wil geskied, dan moet ons die waarheid kies, dan moet ons kies wat reg is, dan moet ons doen wat die Here van ons vra. En dan as die Here ons op plekke gesit het, is daar rede
hoekom die Here ons daar gesit het. So kom ons staan en dan sê ons, mag U wil geskied, deur en in ons. Ek staan by 'n kruispunt, is daar iemand wat my hand kan vat, 'n pad onbekend, 'n pad wat geloof aanvat, en ek val op my knie, en ek bid soos 'n kind alweer, ek val op my knie soos ek vra. Soos in die hemele, laat die ryk dan kom op aarde, soos die skepping wag op, want aan U behoort die krag en die heerlikheid en mag tot in alle soos 'n kind alweer, ek val op my knie soos ek vra. Laat U wil geskied op aarde, soos in die hemele. Laat U ryk dan op aarde, soos die skepping wag op, want aan U behoort die krag en die heerlikheid en mag tot in alle ewigheid.
vrou, jonge man, jonge dame. Die Here sê die onreg het nie by hom verbygegaan nie. En die mag behoort aan hom. En daar is net een koning op die troon. En dis God. En al die ander leiers is maar net sy diensknegte. So kom ons stap hierdie week die wêreld in en ons gaan getuig dat God by ons is. En daarom sal ons bende stormloop, want die vrede van God hou oor ons gedagtes en ons harte die wag. Mag ek en jy hierdie week instap met die wete dat Jesus op die troon sit en regeer, en daarom selfs as mense in leierskapsposisies is wat God nie daar gestel het nie, het hulle hom nie onttroon nie. Hy is altyd een troon bo hulle. En dis ons Here en ons koning. En hy sê vandag vir jou, ek is by jou. En ek gaan saam met jou elke tree gee. En mag ek en jy dan deur die krag van die Heilige Gees hierdie week instap en mag ons oral waar ons is gaan getuig dat die waarheid van die Here sal seëvier. En as God ons iewers gesit het om te lei, mag ons dit gaan doen in diens aan die Here. Amen.